Goeiemôre almal. Ja, is beter. Maar of julle stemme, hoor julle stemme so weer galm in hierdie plek. So ons het die volgende afgelope 4 weke het ons gepraat oor die woord. Het jy 'n woord hierso vandag? Het jy hom? Kan jy wys hoe op my lig? Het jy die woord hierso? Is dit jou hart? Okay, mooi Diana. Maar het jy 'n woord, fisiese woord hierso, of miskien jy 'n selfoon hierso wat die woord daar op is? Maar ons die uitdaging vir die afgelope 4 weke vir die wat nou by ons kom kuier 'n bietjie is van dit jy moes 'n woord gebring het. Aan die skrif van op die woord wys, maar die hele skrif gaan nie aan wys nie. Dit gaan nie sê wat, soos gaan net gaan sê Hebreërs 4 vers 4 of so ietsie. So dan gaan die skrif op die bord wees en jy moet self lees in jou eie Bybel. So ek hoop jy is reg vir vandag, ons laaste ene vir hierdie reeks en vir die afgelope 4 weke ons gekyk van week 1 is gesien dat die woord leef. Amen. OK, die woord leef. Goed, julle glo dit. Maar die woord sê vir ons dat hy is lewendig en aktief, skerper as 'n tweesnydende swaard. Is dit nie so nie? Het jy al iets gelees en dan jare later hom weer gelees en hy beteken iets anders vir jou? Dis wat die woord van God is. Dis iets anderste. Dit kan nie heeltyd vir ons dieselfde, dit gaan nie vir ons dieselfde beteken as ons hom optel nie. Sou een vir my Bybels pak hierso. Dis nie alles Bybels nie, maar daar's nog. Daar moet nog nie wees. Maar die woord verander ook mense. Hy verander ons. Jy kan nie die woord vir ander mense probeer gee en jy het nie in jouself. As jy nie daagliks in hierdie woord kan inkom nie, hoe gaan jy verwag dat iets verander? Die woord wys vir ons hoe om te lewe. Die woord wys vir ons is 'n riglyn van wat alles in die lewe aangaan. En laasweek is 'n bietjie gepraat, was daar 'n kinderinseening gewees wat so lekker was, want die woord moet ons vir die volgende geslag gee. So almal wat hier so is, oumas, oupas, ouma grootjies, oupa grootjies, maas, paas, ooms, tannies, niggies, neefies, ons het 'n doel om die woord vir die volgende geslag te gee. En dit beteken van ons moet die woord in ons hê, om te gee vir ander mense. En gister was 'n wonderlike tyd gewees, die was nie uitgemis. Ons het 'n lekker Bybel challenge gehad, dit is nie 'n vasvraag gewees nie, dit is 'n challenge gewees. Maar ons het 'n bietjie gepraat het van vrae wat in die Bybel was, maar ook hulle het 'n bietjie geteken, hulle het 'n bietjie toneelspel gedoen. En ons gesien wie daar uitgekom het as kampioene. Julle het gesien nie vanoggend hiervoor. Dis die kampioenspannetjie. Hulle was wat was julle naam gewees? Happy Chappies gewees. Maar dit was regtig 'n lekker tyd gewees waar ons net kon bymekaar kom, gesellig wees, lekker lag oor goedjies en ook lekker saam eet na die tyd. So baie dankie aan elkeen wat hier was en wat deelgeneem het en ook die gehoor wat hier was. Julle het ook baie vir ons beteken dat jy hierso was. Maar kom ons ek wil jou vra. Kom ons vat nou gister. Ek het jou al die vrae gevra en jy het elke vraag reg geantwoord. Nee? Nee, ek sê net. Kom ons sê net, jy het nie. Daar was vrae gewees wat regtig moeilik was. Maar as jy gister al die vrae kon antwoord, beteken dit jy leef jou Bybel? Nee. Ek kan baie Bybelse kennis hê, maar as ek nie gehoorsaam is aan die woord nie, dan beteken dit niks. Jy kan soveel Bybelkennis hê, jy kan van Genesis tot Openbaring gaan en jy kan dit lees, jy kan dit memoriseer, maar as daar nie 'n uitleef van die woord is nie, is dit tot niet. Amen. Want God is nie geïnteresseerd in hoeveel jy weet nie, hy is geïnteresseerd hoe jy leef. Amen. So jy kan sê, ek ken my Bybel, ons het almal miskien het jy 'n Gideon Bybeltjie al ontvang by 'n skool, of miskien het jy ene, hulle is nou rooi deesdae. Hoe is 'n rooi? So jy het miskien 'n Gideon Bybeltjie. So jy het maar net die Nuwe Testament, die Psalms en party van hulle het ook Spreuke in. Maar as ek vir jou hierdie Bybeltjie gee en ek sê vir jou, hoor hierso, kan jy gou vir my ietsie lees uit hierdie Bybeltjie uit? Kom ons sê, jy moet nou gou vinnig na Hebreërs 15 vers 3 toe gaan. Is daar 15 vers 3? Mooi luister. OK. Maar kom ek sê vir jou, jy moet nou na 'n vers toe gaan. En jy lees daai vers. En jy sê, wow,
Dis 'n kragtige vers. En jy maak hom toe en jy sit hom neer. Wat gaan gebeur? Jy gaan hom vergeet. Hoe maklik is dit? Jy sit hier so vandag in die kerk. Jy luister en jy lees die woord. Daai deure daar, houtdeure of die glasdeure, miskien is daar 2 punte. Jy kom by daai houtdeur of daai glasdeur en dit is soos 'n switch wat afgaan. En jy vergeet alles. Dit is so. Want ek kan vir jou baie keer vra, dan sê maar, kom sê net maar. Daar is 'n groot maar. Nie almal doen dit nie. Daar is ietsie wat vir jou uitstaan. Is dit korrek? Jy gaan nie my hele preek onthou nie, maar gaan ietsie vir jou uitstaan. En jy gaan dit onthou. Great. So daai is wat jy moet leef. Daai is wat God vir jou geplant het en vir jou gesê het, jy moet dit leef. Nie die hele woord nie, ek kan vir jou jy kan die hele psalms lees, die hele Nuwe Testament en sê, en jy gaan, dit kan nie alles altyd onthou nie. Maar jy sal ietsie onthou wat God vir jou in jou hart geberg het. Het jy geweet dat hulle beraam dat wêreldwyd 100 miljoen Bybels jaarliks verkoop word of versprei word? 100 miljoen. Dink net gou vir jouself, jaarliks, elke jaar. Dis die meeste gedrukte boek ter wêreld. Dis die meeste vertaalde boek ter wêreld. Daar is geen boek in die geskiedenis wat soos die Bybel is nie. En ons hanteer hom nog steeds baie keer as 'n paperweight, om ons papiere plat te hou, of net ons lesenaar mooi te laat lyk. Maar is hy lewendig? Is hy besig om jou te verander? Want tog het die Here, as ons sê 100 miljoen per jaar, dan dink ons vir onsself, Jesus, maar moet baie mense 'n Bybel hê. Maar hoekom is ons wêreld nog so in 'n hoekom is ons wêreld so veel gebroke mense? Hoekom? Want die Bybel, om 'n Bybel te besit, verander nie jou lewe nie. Dit verander nie jou lewe om 'n Bybel te hê, of om 10 Bybels te hê, of 'n hele lorry vol nie. Om 'n Bybel te gehoorsaam verander jou lewe. Om die Bybel te doen elke dag verander jou lewe. En nie net 'n stukkie nie. Ek luister ook so baie na mense, hulle sê nee, maar hulle luister na hierdie stuk toe en hulle gaan, maar kom hulle by 'n moeilike stuk in die Bybel. Wat Jesus vir ons sê, en daai van 70x7 miskien, is van ons moet vergewe. En is so moeilik baie keer om dit te doen, as jy van ek gaan nie dit doen nie. Ek sê res van die ander goed doen, maar ek gaan nie kan vergewe. Ons het baie keer die snippets wat ons wil hê uit die Bybel uit wat vir ons gaan, maar ons moet weet die Bybel is 'n geheel, ons moet alles gehoorsaam wat hierin staan. Amen. Okay, goed. Dis reg, julle Bybels reg. Julle gereed. Ready, steady, go. Jakobus 1 vers 22 tot 25. So ek sê, daar gaan nie op die bord vers verskyn nie. Ek wil graag hê jy moet jou Bybel oopmaak en daarso gaan lees in jou eie vertaling. Ek gaan dit vir jou lees as jy nie jou Bybel het nie worry nie. Jy gaan hoor wat ons sê, of miskien nie. Miskien moet ek maar net dat ons almal net lees eers. So mooi stukkie. Jakobus 1 vers 22 tot 25. En as jy so was al, het ons al gelees. Maar ons gaan hom 'n bietjie verder lees. Okay. Kan julle klaar gelees? Goed, ons gaan aan. Nee, ek gaan gou lees gou. En word daders van die woord en nie net hoorders van julle selfbediening nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, is dit soos 'n man wat sy eie natuurlike gesig in die spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wat so mooi is, die woord, hierso sê Jakobus vir hom, dis is 'n spieël wat vir ons wys. En om voor na spieël toe gaan, dis 'n Griekse woord wat hier baie mooi uitstaan, en is die woord dader. Die woord dader in Grieks is poieties,
Wat beteken van waar is die woord poet vandaan kry? Iemand wat iets uitvoer is die vertaling, of wat die beskrywing is. Die dader is iemand wat iets uitvoer. So ons kry die woord poet vandaan en dit wys vir ons dat ons lewens. Dat ons lewens 'n mooi verhaal moet wees van gehoorsaamheid. Is dit nie mooi nie? Ons moet daders wees en hierdie dader wys na die woord poet toe en dit sê iemand wat iets uitvoer en dit wys ons na ons lewens toe wat 'n gehoorsame lewe moet hê aan Christus. Is dit nie mooi nie? Jy weet jy kan elke Sondag kerk toe kom en nog steeds geestelik stil staan. Want kennis sonder gehoorsaamheid bring trots. Kennis sonder gehoorsaamheid bring trots. Maar gehoorsaamheid bring verandering. Weet jy hoe belangrik is gehoorsaamheid vir ons in die Bybel? Dis baie gehoorsaam. Ons baie belangrik, dankie. Moet baie gehoorsaam wees. Maar die woord sê vir ons, Jakobus sê vir ons is 'n spieël. So 'n wonderlike beeld wat hy sê vir die Bybel is soos 'n spieël. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie hierdie volgende prentjie. Jy staan gou op. Ek weet nie hoe julle lyk in die oggend nie. Miskien is julle so mooi as julle nou hierso sit voor my. Het jy ouens in die flieks gekyk, dan staan mense op as hulle so mooi, hulle het make-up op, hulle hare is mooi. Maar ek dink nie so in die regte lewe nie. As ek opstaan, lyk my hare nie so nou lyk nie. Dit lyk so. Soos daai kat daai keer. En ons gaan nie soos die kat nou wees, soos jy sien jouself in die spieël en jy sê, "Haai, dis oulik," en jy loop weg nie. Is dit so? Jy gaan mos ietsie wil doen. Ek weet as ons in die oggende opstaan, dan sien jy eers, wat is hierdie rooi dingetjie op my kop? Dis 'n pysie. Of miskien is ek nou met 'n baard het, is my baardhare partykeer maak hy so in die oggende. Soos 'n seekat. En dan myself, kan nie so uitgaan nie. Dis interessant, né? Want ons kyk baie keer in die spieël en ons kyk vir onsself en ons sê, dit is eintlik interessant. Dan loop ons weg. Doen ons dit? Nee, ons doen dit nie. Weet jy wat ons doen? My Bybel. Dit is my. Dis jou nou, ekskuus. So wat doen ons? Ons wil iets verander. Is dit nie so nie? Ons wil iets verander aan onsself. Ons wil, as ons nou vir onsself kyk en my hare staan so, wil ek my hare kap. Is dit nie so nie? Vrouens, julle doen make-up. Soos van sê, ek moet 'n bietjie gou 'n bietjie foundation aan concealer. En dan sê ons concealer. Wat steek jy weg? Wat steek jy weg? Wat conceal jy agter dit? Maar foundation, dis ons die foundation vir die make-up en dan is 'n ander goed op die make-up kom en ander goed en ander goed. Maar vir my is dit 'n baard. Ek het 'n baard. As ek kam my baard, ek gee vir hom 'n bietjie olies in die oggende of eintlik in die aand gee vir hom olie, ek gee vir hom 'n bietjie net ietsie om te structure en hy loop vashou dat al jou hare nie so wyd gaan soos 'n seekat nie. Maar ons gaan nie na die spieël toe en ons probeer net te kyk wat fout is en ons los dit nie. Ons gaan na die spieël toe om te kyk wat ons verander en mooier moet maak en dan doen ons dit. Amen? Okay, so wat sê die woord dan vir ons? Hy's 'n spieël vir ons. So wanneer ons in die woord kyk, soos wat Teens nou in die woord kyk, hy kyk so in die woord, so hy gaan homself sien en sê, hoor hierso, my hare lyk nie baie mooi nie, so ek my hare verander. Die woord sê vir ons moet iets verander. So dan verander ons ietsie, en dan lyk ons mooier. So nie is om mooi te lyk nie. Jy verstaan wat ek sê van die spieelbeeld. So die woord wys vir jou dat iets verkeerd. Hy wys vir jou miskien daar's trots. Hy wys vir jou daar's onvergifnis. Hy wys vir jou dat jy nie meer vertrou nie. En dis waar ons moet begin kyk, ek moet daar verander. Dis wat die woord vir ons wys. Dis 'n spieël, hy verander ons. Hy moet en dit waar ons die woord moet gehoorsaam. Want as hy sê, as jy nie gehoorsaam is aan die woord nie, dan is dit soos 'n spieël sê, ek lyk goed, jy gaan in die wêreld in, jou hare staan so, en jy lyk net vreeslik, en jy gaan uit. Ek het een keer opgestaan, hoor gou hierdie grappig. Hier's een keer opgestaan, en ek het nog nie getroud gewees nie, ek het nie ons liefde met mekaar begin ken, en nou is 'n Saterdag, en ek skrik wakker, en ek onthou, Joselie kom nou, ek wil gou melk en goed gaan koop. Toe was nog nie Checkers, ek het my oupa se woonstel gebly by Sentrale Hof, daar's nog nie Checkers oorkant gewees nie.
So ek moes gou vinnig in my kar klim, vinnig ry, en deur al die spieëls wat ek gehad het in my woonstel, wat 2 is, het ek nie gekyk hoe ek lyk nie. En ek gaan uit, en ek gaan na, dit was op Pick n Pay, en ek gaan Pick n Pay toe, en ek sien die mense kyk my snaaks uit, ek wonder, hulle wil seker net my groet, of hulle sien nie wat fout is, of miskien hulle gesê, ek het lanklaas gesien. Maar eintlik sien hulle, my hare staan so. Soos, ek gaan dit nie nou omwrig nie, maar my hare kan vreeslik onwrig word, dan lyk so koketiel. En die mense kyk vir my so snaaks aan. Die enigste persoon wat na my toe kom is die tillei toe ek betaal, want almal is daarso, ek sien mense wat ek ken, mense wat my wat soos, maar niemand sê vir my hare is verkeerd. En ek kom by die tiltannie en sy sê vir my 'n rowwe oggend. Hy sê hoekom? Hy sê nee, jou hare. En ek voel so en ek gaan nie, my hand is ook nie daar nie, hierso, as ek jeet, my hare is soos 'n koketiel. Maar dit is so belangrik dit is om te kyk in die spieël voor jy uitgaan. Ek weet, mans is baie makliker, ons het kort hare party mans, en dan staan ek op en ons van, ek is wakker. Maar vir ander is dit maar om die spieël te kyk. So is lekker om in die woord te lees en te sien, ek moet iets verander, ek kan nie in die wêreld ingaan sonder om na die woord te kyk nie. Amen. Ons almal daar bad days gehad, wat die hare nie goed, niks wil saamwerk nie. So, kom ons gaan na die volgende een toe. Johannes 1 vers 14. Johannes 1 vers 14. Kom gou vinnig 'n vraag. Noem vir my die evangelies wat die disippels geskryf het. Wie het Lukas gesê? Lukas was nie 'n disipel gewees nie. Dus hier 4 evangelies, maar Lukas was nie 'n disipel gewees nie. Dis sommer net ietsie ekstra vir jou vandag. Nee. Niemand kry punte vandag nie. Dis 'n maklike vraag, 1 punt. Nee. Is dit almal daarso? Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. So die Bybel gaan nie net heeltyd oor reëls nie, wat ons moet doen nie, en dit gaan oor 'n persoon. So wanneer jy in daai spieël kyk, wie moet jy sien? Jy moet Jesus sien. Maar baie keer wil ons nie altyd dit sien nie, en ons sien die perfektheid van ander mense, of ons compare onsself, ons vergelyk onsself met ander mense. En dan sien ons nie meer Jesus nie, maar ons sien net ons. Maar waar God vir ons sê, kyk vir jouself in die spieël, deur die woord, en Jesus is die woord. Hoe mooi is dit? Amen, goed. So, dit gaan nie oor reëls nie, dit gaan oor 'n persoon. Die Bybel is Jesus op skrif. Iemand het so mooi verduidelik, het sê, dis Jesus op skrif. Van elke plek in hierdie Bybel sal jy Jesus kry. Maak nie saak soos, wat vir Rut is 'n boek wat nooit van God, of nie Rut nie, Esther. Esther praat nooit van 'n God nie, hy praat nooit van iemand nie, maar jy kan Jesus daar binne sien. Amen. Dit is so, as jy nou gaan lees 'n bietjie vir Esther, dan sien jy, sy praat nooit van God nie, of nooit van iemand nie. Maar, ons sien die karaktereienskappe van God wat weerspieël, ons sien God in haar storie. So elke bladsy wat jy lees, wys uiteindelik na hom toe. So alles wat jy lees, dit wys vir jouself hoe jy lyk, maar dit wys na hom toe. Van Genesis tot Openbaring wys dit na Jesus toe. Sit gou 'n grafiek vir my op asseblief. So as jy nou hierdie grafiek kyk, jy het miskien al hierdie grafiek gesien. So hierdie wit lyn hier onder, dis al die Bybelboeke, van Genesis tot Openbaring. En hierdie bogies wat hier oor is wat wys dat hy is gekonnekteer met daai en 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 so gaan dit aan. So die Bybel is gekonnekteer heeltyd met homself.
Mense kan nie sê die Bybel is nie in lyn met God nie, want dis God se woord. Want kom ons sê gou, daar is 63.779 konnektasies in die Bybel. 63.779 konnektasies in die Bybel. Van Genesis tot Openbaring koppel hulle almal aan mekaar en jy kan nog steeds Jesus in elkeen vind. Ek gaan hierdie is 'n webwerf wat daarso op is wat baie lekker is. Hy's interaktief. So jy kan op hom klik. Soos jy kom ons sê jy op 'n Psalm sien, waar konnekteer die psalms almal? Dan gaan hy vir jou wys. Ek kan jy op psalms klik en hy wys waar al die psalms gaan. So ek sal dit stuur, gaan kyk na dit. Dit is regtig interessant om te sien hoe die Bybel deur die jare gevorm was. Daar is soveel mense wat hom geskryf het, maar wat sê dit vir ons? Dis deur God geïnspireerd. Dit is deur God. So dit wys vir ons, want hy sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die woord het mens geword. Die woord van God, die asem van God, het onder ons kom woon. Amen. Heel koud. Nou, waar ons nou in die nag gaan ingaan vandag, wil ek graag hê jy moet nou vir jouself vra en vir jou regtig na jouself kyk in die Bybel. Want ek glo daar is miskien 'n vers wat jy gesien het in die Bybel wat regtig vir jou uitgestaan het en vir jou gesê het, hoor hierso, ek moet, hierdie verander in my hart. Ek moet hierdie verander in my lewe. Gaan nou na Johannes 6 vers 35 toe. Johannes 6 vers 35. En Jesus praat en sê, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. So wat sê dit vir ons? Jesus is die woord. Jesus is die brood. Wat is hierdie? Dis ons daaglikse brood. Ons moet dit lees daagliks. Nie net 'n vinnige verse of the day nie, maar dit lees om iets te ontvang van God af. Iets te ontvang van die Here af. En hoekom jy jou Bybel nie so het, jy dalk sê gehoor ek gaan dit het dalk gesê, maar hoekom jy jou Bybel het en jy oopslaan, is dat ek die liefde weer terugkry om die Bybel weer vas te hou en weer deur te blaai. Want ek blaai deur hierdie Bybel, ek het 'n ou Bybel, hy is hierso. My ouma en oupa het hom vir my gekoop. Ouma en oupa die voorsit. Kyk gou hierso. 2003, 7 Mei. Dieselfde. Hulle koop hierdie Bybel vir my en ek het baie soos deeglik deur hom gegaan en alles en ek gaan nou die dag weer deur hom en ek kry 'n vers wat ek so geonderstreep het en so iets neergeskryf het wat vir my was. En ek lees hom weer en dit weer dieselfde impak maar ietsie groter gehad, want dit was toe 'n profesie wat iemand vir gegee het wat vervul was. Weet jy hoe lekker is dit om deur jou Bybel te gaan en om te sien wat God vir jou sê van jouself, maar ook wat jy self al deur gelees het, wat God vir jou gewys het en wat hy vir jou openbaar het. Om terug te gaan. Ek weet baie mense, ek weet hoe wil jy hulle se Bybels, hulle lyk soos my vrou se nou. If jy jou Bybel hierso. Bring hom gou hierso asseblief. Ek wil gou vinnig, ekskuus my vrou, ek wil net 'n bietjie spog met jou Bybel gehou. Ek het vir ons hierdie Bybel gekoop toe ons uitgegaan het. Ja. Paar maande van ons uitgegaan het. Die Nuwe Testament begin. Die Ou Testament lyk bietjie leeg. Maar as ek net vinnig net so gegaan. Soos my vrou se Bybel. Soos dis baie papiertjies in my. As is hoe hy ingekleed is, wat sy geskryf het en wat sy al daardeur geleef het. Daar was 'n stuk wat jy so mooi deurgegaan ons Romeine. As ek net so kan gou vinnig wys. Dis Romeine as hy deurgaan. En ek wil nie sê jou Bybel moet so lyk nie. Dis hoe Willie se. Ja, Willie vir ons geleer om in te kleed.
Maar my vrou is baie lief om notas te maak. My vrou is baie lief om goed te onderstreep en soos datums neer te skryf. En ek wil jou bemoedig, jy hoef nie noodwendig in jou Bybel iets te skryf, maar 'n notaboek te hê en dit saam met jou te hou en jou Bybel gebruik. Die Bybel wat die mooiste lyk, is 'n Bybel uit mekaar uitval. Nie 'n Bybel wat mooi pristine is, mint condition, wat jy eendag daarbo gaan sit en jou kleinkinders gaan dit hê en gaan net so bo in die rakke gaan. Dit moet 'n Bybel wees wat jy by kleinkinders kan oopmaak of jou kinders kan oopmaak en sê, "Wow, kyk wat oupa hierso gelees het. Wow, kyk wat oupa grootjie hier gelees het. Kyk die belofte wat hy gegee het en wat tot vervulling nou gaan gekom het." Weet jy hoe interessant en mooi is dit? So hoekom doen ons dit nie? Hoekom gebruik ons nie die woord meer nie? Hoekom sien ons nie tyd meer in die woord nie? Dit is baie lekker op 'n skerm te lees en alles, maar jy kan niks daarso sit wat oordra nie. 'n Boek is wat lekker is. Ek hou van die reuk van 'n Bybel, as jy hom oopmaak is hy ek wil sê myne hy soos gebakte brood partykeer. Hy ruik so lekker om net om oop te maak en te ruik. Okay, goed, dit is maar net hier. Maar is die brood, soos daai is wat letterlik wat ons gesê het, waar hy sê ek is die brood. Ek is die brood van die lewe. Ons gaan na Lukas 22 vers 19 toe. Lukas 22 vers 19. Is hy? Wow, ek het die bord vir julle gesit, ek is baie oulik. Ja, ons sommer Lukas 22 vers 19. Toe neem hy die brood, spreek 'n dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis." Met die beker na die maaltyd het hy so gemaak en gesê: "Hierdie beker is my nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word." Vir die 4 weke lank het ons gepraat oor die Bybel, ons gepraat oor die woord. Nie ons nie dit 4 weke ons praat spesifiek oor die woord. Maar hier herinner dit ons dat dit die brood van die lewe is, die brood wat ons daagliks moet eet. Want brood bring ons terug, as ons daai nagmaal kyk, die brood bring ons terug na sy liggaam toe, herinner ons aan sy liggaam. Hierdie herinner ons aan sy liggaam, en die beker herinner ons aan sy bloed. En waar ons vandag 'n nagmaal gaan ingaan, ons kom nie vandag omdat ons perfekte Bybelleerders is of ons perfekte Bybelkenners is nie. Ons kom hierso vandag want ons wil meer en meer weet van Jesus. Amen. Ons kom omdat ons volmaakte verlossing het. Is dit so, ons het volmaakte verlossing. Die woord bring ons na Jesus toe en Jesus bring ons na die Vader toe. So jy het dis belangrik om jou woord te hê. Dis belangrik om jou woord te lees elke dag om dit te lees. Kom ek vra of jy 'n vraag. As jy wil eintlik hierdie vir jouself vandag vra, dink is die vraag op die bord. Ek kan nie onthou wat ek opgesit het nie. Daar is die vraag. Vra jouself. Lees ek net die woord of leef ek die woord? Vergewe ek? Dien ek? Bid ek? Vertrou ek? Antwoord daai vir jouself. Is jy besig om die woord uit te leef? Vergewe jy wat die woord vir ons sê? Dien jy op 'n plek wat God jou gesit het? En bid jy tot God? Bid jy die woord? En vertrou jy wat die woord vir jou sê? Want dit is maklik om Johannes 3 vers 16 op te sê. Nee, ons almal ken Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, as 'n eniggebore seun vir ons gegee het. So wie ook al in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe mag hê. Maar dit is moeilik om jou vyande lief te hê. Dit is moeilik om die mense wat jou teëspoed gee lief te hê. Maar dit is maklik om Psalm 23 aan te haal. Die Here is my herder, ek sal niks tekort nie. Nee, dit is baie maklik in die huis van die Here bly lengte van dae. Maar dit is moeilik om ons vyande lief te hê. Dit is moeilik om God te vertrou wanneer alles verkeerd loop. Dit is moeilik vir ons wanneer ons voel dat ons ondergaan. God vra nie vandag hoeveel hoofstukke jy gaan ken nie. Hy vra nie vandag hoeveel jy per maand gaan lees nie. Hy vra vir jou vandag, het jy my woord, gaan my woord jou verander? Is die woord in jou hart dat hy jou kan verander?
Ons almal kan sê, ons ken die woord, ons weet wat die woord is, maar verander dit jou daaglikse lewe, verander dit jou die uitkyk, want ek hou van hierdie ding van perspektief. As ek vir julle die woord vir julle wys, sien julle een kant, maar die woord het baie meer kante. Ons perspektief word verander deur die woord. As jy Paulus sê vir ons, wees bly, wanneer dit sleg met jou gaan. Hoe op aarde doen jy dit? Maar die woord verander die perspektief vir ons en hy sê, wees bly. Hoekom? Want God is met jou saam met dit. En dit is wat ons moet beleef, julle. As jy ietsie soek in die wêreld en jy sê jy het net hierdie een manier om te kyk en sê net, kyk hoe sleg die wêreld is, kyk hoe sleg ons land is, kyk hoe sleg die regering is, kyk hoe sleg. Ons kan so praat hoe sleg alles is, maar kom ons verander ons perspektief. Die woord sê vir ons, bid vir die mense wat ons lei, bid vir jou regering, bid vir jou land. Dis wat die woord vir ons sê, nie kla nie. Ekskuus. Ek wil nie skree nie. Maar kom ons gebruik die woord en kom ons verander ons perspektief, kom ons verander onsself deur die woord. Goed, kom ons kyk na ons uitdaging vir die week. So bid, Here, laat die woord nie net in my gedagtes wees nie, maar ook in my lewe. Lees hierdie week die hele brief van Jakobus, onderstreep elke praktiese opdrag wat jy kan sien daarin. Kies een opdrag uit Jakobus en leef dit doelbewus hierdie week uit. Dit is maklik genoeg. Jakobus is nie baie lank nie. Ek is regtig, dit is eintlik 'n baie lekker boek om te lees, maar ook 'n boek wat jou gaan challenge. En dan as ons oorgaan na nagmaal toe, ons gaan weer terug na die vers toe gaan van Lukas 22 vers 19. En sê, toe neem hy die brood, spreek 'n dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde. Dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Volgende vers. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Die Bybel lei ons altyd na Jesus toe. Die Bybel wys ons altyd na die koning toe. Na sy tafel toe. Nie omdat ons alles reg kan doen nie, ons nie alles reg kry nie, maar omdat hy alles volbring het deur die bloed. En vandag sê ek vir julle, wanneer ons die brood gaan neem, onthou ons die liggaam wat vir ons gebreek is, en ook die liggaam wat vir ons gegee is, die brood. Wanneer ons die beker drink, onthou ons sy bloed en die vloei daarvan. Maar die nagmaal kyk nie net terug nie, hy kyk vorentoe. Hy kyk na die toekoms toe. Vir wanneer ons na ons kleinkinders, agterkleinkinders, vir hulle iets kan gee, 'n nalatenskap. Nie net van fisiese goed nie, maar van die woord, van Jesus. Want dit is die beste ding wat jy kan saambring hemel toe, is jou kinders, jou kleinkinders. Amen. So, voor ons nou die nagmaal gaan gebruik, wil ek graag vir jou bid. So almal asseblief, sluit jou oë. Here, dankie dat ons nou, en waar ons in die nagmaal gaan ingaan. Here, ek bid dat U in elke hart die vraag wat gevra moet word, is ek besig om die woord te leef. En Here, waar ons die nagmaal gaan gebruik, nie net as 'n tradisie nie net as ietsie wat ons moet maandeliks doen nie, maar regtig ietsie wat ons herinner van wat Jesus gedoen het. Vader, die eerste disippels het nie die Bybel gehad soos wat ons het nie. Maar Here, hulle het die woord in hulle gehad, hulle het die woord geleef, en hulle het die woord versprei. Maar wanneer hulle by mekaar gekom het hulle nagmaal gebruik. Het hulle self herinner wat Jesus gedoen het. En waar ons vandag hierdie tyd gaan gebruik om onsself te herinner wat ons koning van die konings gedoen het, homself op 'n kruis gesit het.
Sy bloed wat gevloei het, en sy liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie Vader, dat ons daai herinnering weer op kan bring. Maar nie net van wat gebeur het nie, Vader, maar wat ook die belofte is, wat hy sê, hy kom weer terug. En laat ons nie sal vreesagtig wees oor wat gaan nog gaan kom nie, Vader, maar dat ons selfs toerus, Vader, en as met die woord te lees, die woord te lees, om dit in ons harte te bære, en dit uit te leef in ons lewens. Want Jesus kom weer terug. Hy het opgestaan en hy kom weer terug. So waar jy nou jou oë gesluit hou, kan ek die sagte musiek daar kry asseblief, julle. Waar jy oë nog gesluit hou, praat met God in die oomblik. Maar miskien is daar so ietsie wat jy al gesien het, wat die woord vir jou gewys het, wat so ek moet hierdie verander. Vra vir God om jou te help. Vra vir God om 'n verandering te bring, maar ook 'n liefde en 'n honger vir sy woord te bring. So ek wil graag jou uitnooi om nou asseblief nagmaal te kom gebruik. Jy kan dit as individu gebruik, jy kan dit as 'n familie gebruik, maar gebruik dit. Gebruik dit net. Jy is welkom om na die nagmaaltafel te kom en nagmaal te kom gebruik.
Kom ek sluit vir ons die diens af. So waar jy is, jy nog weer om nagmaal te gebruik, maar met liefde aangaan. Maar waar jy is, lief, sluit jou oop. Vader, dankie dat ons as gemeente net weer kon die nagmaal gebruik. Onsself te herinner, onsself te weet te wys, en dan ons besef wat Jesus gedoen het. Here, dankie dat ons die woord kan gebruik en dit wys ons na Jesus toe. Dankie vir die woord wat vir ons gegee is om ons daaglikse brood te wees en die beker wat ons wys ook van die nuwe verbond wat U gemaak het. Vader, dankie dat ons net die woord sal gebruik om net vinnig deur die dag te gaan of net seker te maak in ons checkboxie nie, maar regtig dit te leef daagliks. En Vader, ek bid dat die woord ons elke dag sal meer en meer verander. En wanneer ons by hierdie waar ons wegstap hierso vandag, dat ons nie net die Bybelse les onthou of ietsie die hele preek probeer onthou nie, maar regtig te onthou wat U vir ons wou gegee het vandag. En dat ons mense sal word wat die woord uitleef. Here, ek bid 'n seën oor elkeen uit. Ek bid dat U vir hulle die hongerte sal gee en die dors sal gee om weer hulle Bybels oop te maak, te vertel vir hulle kinders, hulle kleinkinders, of hulle wie ook al, die persoon op die straat, die persoon by Checkers, die persoon by Shoprite, maak nie saak waar ons gaan nie, Vader, dat die woord in ons harte sal wees en waar ons monde sal uitloop met liefde. Here, ek dank U vir elkeen dat U met hulle sal wees hierdie week. Seën hulle, Vader. Ons bid alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. En die gemeente sê, Amen, amen.